Goeiemôre almal. Baie hartlik welkom vanoggend hier by ons oggendsamekoms, ook almal wat saam op die internet inskakel vanoggend waar jy ook al in die wêreld is. Ons gebed as kerkraad is dat elkeen van ons se geloof regtig waar opgebou sal word met dit wat ons vandag hier gaan behandel. As jy nog nie vir die mense om jou net hallo gesê het nie, of net gegroet het, of jouself voorgestel het nie, asseblief doen dit. Ons is 'n groot familie by mekaar vandag, so kom ons sê net hallo vir mekaar. Nou gemeente, ek weet nie of jy weet nie, maar die afkorting vir 'n dominee is VDM, né? En waarvoor staan dit? Dit staan vir voor donderdagmiddag moet jou preek klaar wees, né? Maar dit het nog nooit by my gebeur nie, né? So ek sê vanoggend, ek klim in die kar maar baie haastig en my kinders vra vir my, "Pa, is jy voorbereid?" Ek sê, ek wil net by die kerk kom want hierdie preek is hot off the press. Ek meen hy stoom nog. En ek is haastig want ek wil by die kerk kom voordat hy afkoel, nee. Ons het 'n kraakvars boodskap vanoggend. Gemeente, wat ons meelewing betref, ons het die gewoonte om blomme te gee vir mense aan wie ons regtig waar ook dink en voorbid. En die dogter van Megan en Kobus Weeks, Elise, was hierdie week in die hospitaal gewees, sy was baie siek. Maar ons dank die Here dat sy by die huis is en ons wil hierdie blomme vanoggend wil ons dan vir hulle gee. En dan het ons ook gehoor dat Mabel Venter gaan vir 'n heupvervanging hersiening in die Durbanville Medikliniek, ek dink is donderdag hierdie week wat kom. En dan net na die tyd gaan ons weer soos ons gewoonte is hierso om net bietjie terugvoer te gee vir die gemeente. Daar gaan vanoggend 3 mense net na die tyd kortliks iets sê oor die woord en klank, oor ons uitreike of ons hulp na buite. Ria gaan daaroor iets sê en onthou gaan net dankie sê oor Verhuis Boland se kermis. Dit is alles wat vandag op ons spyskaart is. Nou liewe gemeente, kom ons is so besig in 'n naweek en daar's klop dinge wat ons aandag kan trek. Maar as ons so as gemeente by mekaar is, dan wil ons regtig onsself instel om in hierdie tweegesprek met die Here, tussen die Here en sy volk, sy kerk. Dis wat 'n erediens is. En kom ons rig ons gedagtes en ons fokus op dit wat ons vandag hierso gaan saam doen. En daarom kan ons begin deur te sê, in alles, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle, liewe gemeente. Dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend dit so reël dat ons gaan staan en ons gaan Psalm 33 vers 1, 5 en 7 gaan ons saam sing. Is 'n baie bekende wysie. En terwyl ons so bly staan, gaan ons ook dan direk daarna ook met 'n lied ons geloof bely. En wat ons glo vanoggend, kinders, is daar's net een God. Nee. En daar's baie in die Bybel hoor ons van afgode en in ons eie tyd van afgode, maar daar's net een God. En dit is hoe ons hom ken deur sy woord. En lied 12 Skrifverwydering 12:3 vers 1, 2 en 3 sê enigste Here, enkele wese, daar's net niemand soos U nie. En ons gaan dit saam bely as ons klaar Psalm 33 gesing het. En dan kan ons gaan sit. Dan sal ek verder aankondig wat gebeur. So kom ons staan en dan loof ons die Here.
My liewe gemeente, ons gaan vanoggend ons klein word voor die Here, waar ons regtig bietjie nadink oor ons eie lewe, maar ook en ons sonde. Ons sal dit in gebed doen vanoggend en dan gaan ons daarop antwoord met 'n lied wat so mooi praat van die verlossing wat die Here vir ons gee en die vryspraak wat hy vir ons gee op grond van wat Jesus gedoen het vir ons. En as jy as ons nou saam bid vanoggend en jy hoor wat ons bid en jy sing hierdie lied, dan kan jy weet dat jy wat vandag hier sit, dis waar vir jou ook. Daar's vryspraak vir jou. Omdat Jesus net so lief is vir ons, net deur wat hy vir ons gedoen het. En ek wil hê jy moet met daai gedagte ook nou in hierdie oomblik ingaan. As ons nou begin om saam te bid en dan as ek amen gesê, dan gaan ons onmiddellik sonder om iets verder te sê, Karika lied 334 vers 1, 2, 3 en 4 sing. Net as 'n antwoord en as hierdie vryspraak wat die Here vir ons gee. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader. Here, ons het nou net gesing, daar is werklik waar niemand soos U nie. Here, as ons net dink aan wie U is en aan U karakter en dit wat so uniek is aan U, dan kom eer ons U vanoggend, Vader, as die een wat ewig is. U is onbegryplik, U is onsienlik, U is onveranderlik. Here, U is oneindig. U is so almagtig dat ons nie eers die begin of die einde daarvan kan verstaan nie. U is wysheid self. Here, U is vir ons goed en U is regverdig. En as ons so aan hierdie kenmerke dink, Vader, dan kom word ons regtig klein vanoggend voor U. Want ons besef, Vader, daar's net dinge wat U is, wat ons nie eers kan regkry in hierdie lewe nie. Ons kan probeer regverdig wees, Vader, maar selfs dan kry ons dit nie reg nie. Ons kan probeer om goed te wees. U sê vir ons beste dade is nie goed genoeg nie. Here, want ons besef dat ons al hierdie dinge doen omdat ons nog in 'n sondige natuur is. En daarom, Here, so baie keer kom ons en dan sit ons vir 'n oomblik sekere dinge in ons lewe net belangriker as U. En dan maak ons dit ons God en ons aanbid dit asof dit ons redder kan wees. En Vader, ons kom bely elkeen vanoggend dat daar partykeer dinge is wat ons belangriker ag as U. En ons kom sê daarvoor jammer vanoggend. Of dat ons sekere dinge aanbid of 'n valse idee van U het. Ag Here, ons kom bely vanoggend dat ons as gelowiges nie altyd opkom en opstaan vir verlastering teen U naam nie. Ons kom bely vanoggend, Vader, dat ons nie altyd hierdie ritme tussen werk en rus reg kry nie. Ons werk so hard, Vader, en ons kry nie kans om daai ritme wat U ingestel het vir rus reg te kry nie, want ons jaag dinge wat ons dink vir ons sal vrede gee, maar op die einde van die dag sê U vir ons dat U is ons vrede, U is ons rus, en alleen by U kan ons ware rus kry. Ag Vader, ons het hierdie week het ons weer die owerhede ook ergens oortree op 'n manier. Het sy met spoedgrens of met belasting of ons het net nie na ons ouers geluister nie of ons was ongehoorsaam of oneerlik. Ons kom bely dit vanoggend. Ons kom bely, Vader, dat ons nie altyd soveel respek vir lewe het nie. Partykeer is ons rassisties of partykeer wil ons mense net haat. En dan kom ons agter, Here, maar dat U sê vir ons sê dis eintlik maar moord pleeg. Vader, ons kom bely vanoggend dat ons gedagtes ook nie altyd so skoon is nie. Partykeer kyk ons vir ander mans of vrouens en ons begeer na hulle. En daarom bid ons, Vader, dat U ons huwelike ook net sal bewaar in hierdie gemeente. Dat ons as man en vrou getrou sal wees aan mekaar en U ook op so 'n manier sal eer. Here, ons wil nie ontevrede wees met dit wat U vir ons gee en dan probeer om dinge op oneerlike manier te verkry deur steel of so nie. Ons besef, o Here, dat U 'n God van waarheid is en as ons baie keer stertjies aan die waarheid sit of sommer net pleinweg geleen vertel, dan is ons aan die een wat die vader van die leen is aan sy kant en ons wil nie daar wees nie, Vader. En ons kom bely vanoggend ook net daai dinge voor U.
En ons kom bely Vader dat ons begeer so baie keer. Ons wil keep up with the Joneses. Ons kom besef dit. En daai hart wat U vir ons gegee het, waar U vir ons sê, wees net tevrede met wat jy het, want ek sorg vir jou. Kom vra ons Vader dat ons opnuut 'n vertroue in U sal hê om ons lewe so te rig. En as ons hierdie dinge opnoem Vader, dan besef ons dat ons skuldig is. Maar Vader, dan weet ons ook dat U vir elke liewe sonde wat van die begin af van Adam en Eva al gedoen is, regdeur tot die einde dat U terugkom, het U vir elke liewe sonde gesterf, ook vir my sonde. Ook dit wat ek teenoor U verkeerd doen. Want ons glo, Vader, en ons bely dat U daai sondes voorbetaal het. En dankie dat ons dan kan weet dat ons vrygespreek is, Vader, daarvan. En dat U sê, maar ek reken dit jou nie toe nie. Dis afgeskryf, dis betaal. Maar Vader, nou wil ons gedagtes nuut maak en opnuut op hierdie pad stap en die ou lewe uittrek en al meer vernuwe na U beeld. En wil U deur die Gees ons daarin bystaan. Elkeen van ons, Vader, om in ons lewe 'n audit te doen. En daai dinge wat nie soos U lyk nie, weg te kap, weg te vat. Wat ons wil U eer in ons lewe en hoe ons prakties leef. Nie omdat ons gered wil word nie, maar omdat ons gered is. Ag Here, dankie dat U vir ons liedere gee, soos lied 334, wat net van hierdie vryspraak getuig. En as ons dit nou saam sing, Here, dan kom sing ons dit as 'n belydenis en ons weet dat U dit aanvaar en dat ons kan opstaan as ons uitstap vandag en kan weet, ons is net reg met U en ons kan dit vertel en verkondig aan die nasies daar buite. Wat 'n voorreg, Vader. Dankie dat U vir ons lief is. En dat ons vanoggend kan weet, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons eer U daarvoor, Vader. Al die eer en lof kom U toe van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente, so 2 weke terug het ons by ons huis 'n paar sendelinge wat saam met ons in Hawesters is onthaal. Ons het net bietjie saam geëet, mense van Mossel Bay en sommer hier van Boston wat hier was. En terwyl ons so 'n bietjie praat oor bediening en so, vra hierdie een vriend van my. Hy vra vir my, hy sê, Reinhold, het jy al ooit gehoor van die Ketzaza seremonie? Ketzaza. Ek sê, waarvan praat jy? Hy sê, nee, gaan kyk bietjie. En hy stuur toe vir my goed aan, en daai aand begin ons daar praat, oor, net so bietjie wat dit behels, en wat dit beteken, en julle gemeente, dit het my so geruk, dat ek hierdie laaste, dat ons hierdie laaste 2 weke, baie opgelees het hieroor, en seker gemaak het, dat dit wat aan die gang is, dat dit werklik die waarheid is, en dit het vir my persoonlik iets gewys van die Vader se hart. Okay, so ons gaan nou verduidelik wat dit is.
gehoop, ek gaan myself wel uitgehuil het hierdie week, maar duidelik nie. So mag vanoggend vir ons as gemeente ook die Hemelse Vader se hart regtig vir ons wys en mag dit jou hart wys en mag ons harte in lyn kom met die Vader se hart. Om die Vader se hart regtig te verstaan, is daar 'n wonderlike gedeelte in die Bybel en dis Lukas 15 wat ons gaan saam lees. Vers 1 en 2 en dan vers 11 tot 32. En hierdie is so 'n aangrypende gedeelte dat toe 'n bietjie terug gaan in my argiewe, toe sien ek dat hierdie is vanoggend die 1 2 3 die 4de preek wat ek geskryf het oor hierdie teks. En bietjie met 'n ander benadering vanoggend. So kom ons lees vers 1 en vers 2. Dit skets vir ons die agtergrond en dan ken u die gelykenis van die verlore muntstuk en die gelykenis van die verlore skaap en ons gaan fokus vanoggend op die gelykenis van die verlore seun. En ek sien die 2020 vertaling se opskrif sê die gelykenis van die 2 seuns. So kom ons gaan kyk 'n bietjie daarna. Vers 1 en vers 2 sê die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. En dan vertel die Here die gelykenis van die verlore skaap en dan van die verlore muntstuk. En dan sê hy verder het Jesus gesê, dis in vers 11, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jong man of die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa wat pa se goed met prostituie deurgebring het teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê sy pa vir hom, kind, jy's altyd by my. En alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry.
Nou gemeente, ons gaan vanoggend kyk want hierso is eintlik as jy mooi daaraan dink, is daar 3 tonele. Daar's tegnies 2 tonele en ons is in die 3de toneel vandag. Maar toneel 1 gaan ons kyk na die Vader se hart vir verlore mense. Toneel 2 gaan ons kyk na die Vader se hart vir kerkmense, mense wat op 'n manier soos die Fariseërs half optree. En dan toneel 3 is dit wat ons in afspeel en wat ons het is die ware ouer broer en die gevolg daarvan. Dit is ons 3 punte waarna ons vanoggend gaan kyk. Nou gemeente, ons moet nou gou onthou 'n bietjie wat hier afspeel, want Jesus toe hy op aarde was, kinders, julle moet mooi hoor nie, Jesus Christus het die wêreld onderste bo en agterste voor kom keer. Ja, die mense het 'n sekere idee gehad van wie die Messias moet wees. Maar hy het regtig vir mense in hoe hy opgetree het, die Vader se hart gewys. Jy weet, en hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes het niks gehou van wat hy gedoen het nie. Want onthou, hy het saam met tollenaars en sondaars, nee, saam met sondige mense met wie hulle niks uit te waai wil hê nie, het Jesus saam geëet en saam gedrink. Inteendeel, op 'n tyd dan kla hulle hom aan en sê jy maar, jy's 'n vriend van tollenaars en sondaars, nee, jy's soos 'n vraat en 'n wynsuiper, nee, soos wat jy kuier saam met hierdie mense. En die gedagte was dat die Fariseërs was bang, want hy was nou ook 'n leermeester, dat die sondige mense se vuilheid, se onreinheid op hulle sal afsmeer en op Jesus sal afsmeer. Maar ek wil wys Jesus vir ons heeltemal die teenoorgestelde hierso, nee. Hy eet saam met hulle, hy spandeer tyd saam met hulle. En hy kom wys eintlik vir hierdie mense deur sy bediening, maar julle, dis waarvoor ek gekom het. Vir verlore mense. Hy sê op 'n tyd, weet, siek mense of gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie. Ek het juis gekom vir die wat siek is. En daarom of 'n ander skrifgedeelte is Lukas 19 wat sê hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dink is Lukas 19 vers 10. En daarom met hierdie agtergrond van hierdie Fariseërs, hierdie kwaai oomies wat nou vir Jesus aanvat en sê ja, maar jy gaan onrein word en kyk met wie meng jy? Ons moenie met sulke mense meng nie. Nee. Teen hierdie agtergrond vertel Jesus dan hierdie 3 gelykenisse van die verlore skaap, julle ken dit. Die herder wat sy 99 skape los en die ander een gaan soek, of die vrou wat minstuk het, sy verloor een en dan soek sy na hom tot sy vir hom kry en altyd keer is hulle baie bly omdat dit wat weg was gekry is. En dan hierdie gelykenis van die pa en sy 2 seuns. En Jesus vertel dit eintlik om te sê, maar hey, dit is my missie. Dis hoekom ek aarde toe gekom het. Maar ook vir hulle regtig die Vader se hart te wys. En hier so baie dinge wat ons vanoggend vir mekaar gaan wys. En ons moet verstaan net bietjie in hierdie ouens wat dit hoor se leefwêreld inkom om regtig te verstaan wat hier aangaan en hoe hulle dit verstaan het en hoekom dit so 'n skokkende ding is eintlik wat ons hierso gelees het en wat ek glo sommer al reeds baie mense se harte aangeraak het net met die lees hiervan. So toneel 1. Nou wanneer 'n seun soos wat die jongere seun nou gedoen het hierso en as sy pa toe kom en sê pa, gee vir my erfdeel. Dan het hy basies die pa se lewe gevra. Want dan begin daai tyd het dit so gewerk dat as jy jou erfporsie verdeel, normaalweg het die Bybel gesê moet die oudste seun 'n dubbele porsie kry. Want hy moet die lyn vorentoe vat. Maar dit geld net as die pa dood is. As die pa lewe, word die erfdeel, die land en sy geld en besittings en alles word in die helfte gedeel. Die oudste seun kry die een helfte en die jongste seun kry die ander helfte. Maar jy moet ook verstaan dat hierdie mense in Israel, hierdie tipe ouens wat landeienaars was, hulle gehegtheid aan grond is baie anders as hoe ons vandag dit verstaan. Hulle grond was hulle lewe gewees. So as hierdie seun na hom toe kom, dan sê hy eintlik vir sy pa, ek soek eintlik maar jou lewe. Ek het nie respek vir jou nie. Ek soek jou grond, ek soek jou geld.
ek soek my gedeelte, ek soek eintlik nie meer vir jou nie. Ek gaan my goed gaan vat en ek gaan. So eintlik wat die seun doen deur sy deel te vra is om amper die doodsvonnis oor sy pa uit te spreek. En as gevolg hiervan, jy onthou ook net dat die Bybelse tyd het met 'n baie sterk shame and honor tipe gewerk, nee, skaamte en eer was baie belangrik. 'n Vader se eer en skaamte was 'n ding wat jy nie oor jou familie wil bring nie. So hy doen 'n eintlik 'n ongehoorde ding. En ons weet hy het alles in geld omgesit en hy het gaan partytjies hou en hy het rondgeslaap en daar kom toe 'n hongersnood en hy het regtig niks oor nie. Ons weet terwyl hy by die varke sit, het daar toe nou 'n bietjie omkeer in sy lewe gekom. En hy sien hoe die varke van die karopboom se pele eet. Nou die karopboom se pele was regtig kos vir die armste van arme mense. En as jy dink dat die varke hierdie pele kry en hy's rock bottom hierdie ou. Daar's niks vir hom oor nie. Hy het basies net die klere aan sy lyf. En hy besef, jy's watter dom ding het ek gedoen? En hy besef, ek is slegter af as die armstes van arm. En dan maak hy 'n plan. Hy besef wie hy is. En hy sê, maar ek gaan teruggaan na my pa toe, nee. En hierso is die ding, ek kan nie as 'n seun teruggaan nie. Die skaamte is te erg. Nee, ek het klaar my deel gekry. Ek sal teruggaan as 'n dagloner. En 'n dagloner beteken uiteindelik hierdie idee om eintlik sy pa maar stuk terug te betaal. Om te probeer regmaak en om te probeer op 'n manier deel word weer van iets. Hy weet tog nie hoe dit gaan uitspeel nie. Nou gemeente, onthou 'n bietjie, soos ek gesê het, daai kultuur was 'n regtig was 'n shame and honor kultuur gewees. Ek soek nog die Afrikaanse mooi woord daarvan. En hierdie seun het regtig skaamte oor sy village, sy familie en sy pa gebring. Soveel so dat dit 'n ongehoorde ding was. Nou Kenneth Bailey is 'n baie gerespekteerde presbyteriaanse teoloog en daar's ouens soos N.T. Wright en Tim Keller wat hom regtig hoog ag omdat hy verskriklik baie navorsing gedoen het oor die Israeliese kulture en tradisies en tyd en hulle haal hom baie keer aan ook as hulle hierdie gelykenisse 'n bietjie uitpak. Nou Kenneth Bailey sê daar was 'n tradisie in Israel gewees wat hulle genoem het die Ketsasa. Okay, daar soos die woord die Ketsasa seremonie. En Ketsasa se stamwoord wat gebruik word om hierdie tradisie te beskryf, jy sê dit Ketsasa, is afkomend van die Hebreëse woord, daarso is hy nou Ketsasa, wat eenvoudig beteken om af te sny. Okay, so dis baie soos daai seremonie in die Ou Testament as die volgende losser nie wil trou met sy broer se vrou nie, dan was daar 'n gewoonte gewees dat jy dan jou skoen uittrek en jy gee hom vir die losser wat nie met jou wil trou nie en jy spoeg in sy gesig. En hy staan bekend dan as die man wat die een skoen gekry het, nee, is nou my eie woorde. Nee, so lekker shame, is 'n shameful ding gewees. Maar hierdie Ketsasa is baie soortgelyk, want wat nou sou gebeur het is dan onthou nou hierdie seun het weggegaan, hy het nou skaamte oor sy mense gebring en sy pa en sy familie en dit klink of die gewoonte was dat daar 'n kruik was. Okay, soos 'n kleikruik wat daar in die village sou nou rondgestaan het. En as die mense dan sien dat hierdie kind terugkom huis toe, dan sou die village se mense dan nou hierdie kruik vat en hardloop na hom toe. En die kruik stikkend gooi voor hom, en sê jy het skaamte gebring oor ons. Soos wat hierdie kruik gebreek het, is ons verhouding stikkend. Jy's afgesny. Jy kan nie meer hierso kom sommer net terugkom nie. Ons verhouding met jou is afgesny. Jy's nie welkom nie, jy het skaamte gebring. En hierdie is die ding wat ons moet regtig aanraak en moet raak sien, wat ons teks sê, dat en
sien dit in die prentjie in jou kop, toe die pa die seun sien, wat het hy gedoen? Hy het gehardloop. Hy het gehardloop na die seun toe. Nou, vir 'n begin, is dit iets wat ons moet uitkyk vir die vader hier, want hierdie pa is besig om 'n skaam ding te doen, want net vrouens en kinders het gehardloop. Paas, mense wat landeienaars is, hardloop nie. En wat hy sou moes gedoen het, sê Kenneth Bailey, is hy sou sy kleed, sy rok, hulle het moes rokke gedra, nee, soos wat die oosterse mense vandag ook maar dra, en hy sou moes opknoop tussen sy bene en hardloop. En dan wys hy sy bene, en dit was 'n ongehoorde ding gewees in daai tyd. 'n Pa wys nie sy bene nie, jy bring skaamte oor jouself, nee, dit is 'n shameful ding om te doen. So hy moet eintlik nie hardloop nie, nee, hy's reeds besig om iets ongehoors te doen. En dit is asof hierdie pa voor die village uithardloop om te keer dat die Ketsasa seremonie nie met hom gebeur nie. En ons sien dit as hy pa hom omhels, omsoen, as hy vir hom 'n kleed bring wat 'n teken van eer is, as hy vir hom 'n ring bring en sê, my identiteit, jy het jou identiteit terug, want dit was die familiewapenring waarmee hulle seels gedruk het. En sê, bring die kalf. Ja, dit was nie 'n gewone ding gewees nie, dit was arm tyd, vleis was duur. Jy slag nie sommer net 'n vetgemaakte kalf sommer so nie. So wat doen hierdie pa? Hy beskerm, hy vat die skaamte op hom, nadat hierdie seun alles gedoen het. In sy vermoë om eintlik te sê, ek haat pa. En hy keer die seremonie, maar hy herstel, hy bring hom in. Hy neem hom weer aan en hy sê, ek maak jou deel. Seun, jy kan nie self inkom nie. Ek moet jou inbring, en ek bring jou in hierso. Hier's vir jou 'n ring, hier's die kleed, bring die kalf. Weet, hierdie seun wou nog sy plan uitpak en sê, "Eers maar pa, hoorie, ek het gesondig," en hy sê dit en hy kon nie eens die res van sy sin klaar maak nie, toe die pa hom klaar op hom gewees en hom omhels en net ingetrek en sy identiteit as seun bevestig. So wat het die seun gedoen? Hierdie seun het met 'n gebreekte hart by die pa aangekom. Hy sê, ek weet wie ek is. Ek weet wat ek gedoen het. Ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. En dan is dit so mooi om te sien hoe Dawid eintlik dit wat hierdie seun beleef vasvat in Psalm 51 as hy klaar met Batseba geslaap het en Nathan sê vir my, jy's die man. En dan skryf hy Psalm 51 as 'n boetepsalm en kyk wat sê hy hierso. Hy sê die offer, Here, die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Die Engelse sê, vertaling sê, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. So dis vir die seun vir die pa gewys het. Hy sê, pa, ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. Nee, maar wat doen hy? Hy sê, ek wil teruggaan na my pa toe. Ek soek my pa. Ek soek hom. Ek weet ek is verlore. Ek het alles weggegooi. Maar ek soek my pa. En ons weet, die pa het hom ingeneem, want sy seun wat weg was, is gekry. En ons sien absoluut net hier, die tipe mens wat vir God aanneemlik is. Dis mense wat sê, I have a broken spirit, and a contrite heart. En contrite beteken is a feeling, is a feeling or expressing remorse at the recognition that one has done wrong. Okay, dis toneel 1. En ons sien net die Here se hart
vir verlore mense. Want dis hoekom Jesus gekom het en hy vertel die gelykenis om te sê, "Hey, kyk my Vader se hart. Moet julle harte nie ook so wees nie." Okay, toneel 2. Soos enige fliek is daar 'n spannende oomblik en hierso is nou daai spannende oomblik. Jou ander broer aan die ander kant sien dinge so 'n bietjie anders. En onthou as Jesus hierdie gelykenis vertel, dan sinspeel hy op die fariseërs en die skrifgeleerdes as hy van die ouer boetie praat. Want hy kom nou terug van die veld af het ons gehoor, en hy hoor sy jonger boetie is terug, en sy gevoel oor sy broer is heeltemal anders as die vader se gevoel. Nee, daar staan in een van die vertalings, hy is briesend kwaad. En vanuit ons menslike oogpunt kan ek vir jou sê, ek sou waarskynlik ook gewees het. Maar wat het nou gebeur, is hierdie jongste seun het die hele erfporsie, is nou verdeel, en hy het die 50% van al wat hulle gehad het hy gevat, en hy het niks om haar voor te wys nie. Hier kom die vader, omhels hom, en hy bring hom terug in die familie, en hy herstel hom as sy seun. Met ander woorde, die helfte van die erfporsie wat oor was, is nou weer almal sin. Dis hoe dit gewerk het. So die seun is nou kwaad. So hy is dikmond. En kyk wat gebeur hierso nie. Die oudste seun was nog altyd by die vader. Hy sê, "My, jy was nog altyd by my gewees." En nou sien ons hierso die twist in die hele toneel wat hier afspeel, want nou ewe skielik is die broer, die oudste broer wat altyd in was, is nou uit. Die jongste seun wat altyd uit was, is nou in. En die pa moet vragies waar na albei toe gaan. Hy moet uitgaan na albei toe om hulle te gaan innooi in die fees in. So ons sien hierso dat in die manier hoe hy met sy pa praat, moes sy pa eintlik, want hierdie ouer broer het eintlik ook skaamte oor sy pa gebring. Ons stel dit op in die woordjie kyk, look, met 'n uitroepteken. Kyk. As 'n seun in daai tyd met sy pa gepraat het, sy pa hom geklap of weggejaag. Dis net hoe dit is. En hy maak homself amper los van die familie deur te sê, maar nie my broer nie, maar hierdie seun van u het dan nou als gemors met prostituie en met partytjies. Dit kan mos nie so werk nie. Hy sê, en pa het nog nooit vir my iets gegee nie. Ek werk nog altyd. Hy sê, ek is 'n slaaf vir pa, nog eintlik altyd gewees. Pa het nog nooit vir my iets gegee nie. Wat sê die seun hier? Hy sê, omdat ek so hard werk, het ek regte. Ek het sê oor pa se besittings. Ek het 'n sê oor hoe pa se kinders moet hanteer. En ek was nie by dat pa my by hierdie plan betrek het nie. Daarom gaan ek nie in die fees in nie. Hy is verseker nie daar om sy pa gelukkig te maak nie. Julle, en dan moet ons net gou weer hierdie raak sien. Kyk gou weer die vader se hart vir hierdie tipe mens in die samelewing. Hy jaag hom nie weg nie. Hy moes die jongste seun ook weggejaag het. Dit Sassa. Nee, hy gaan uit na hierdie oudste seun ook, en hy's met deernis. My kind. Nee, dis die deernis waarmee die vader praat. Jy was toch altyd by my. Wat myne is joune. Hoekom maak jy nou so? Ons moet fees vier. Hierdie kind was verlore en ek het hom teruggekry. Julle, en dis dan waarmee die gelykenis eindig. Net so, boom. Jou broer wat verlore was, is terug. Ons weet nie of die oudste seun ooit ingegaan het weer nie. En Jesus sluit as prins hierdie gelykenis so af, om vir die fariseërs te sê, hey kerels, waar staan julle hieroor? Dink bietjie vir julle, wie's julle in hierdie verhaal, wat ek nou net vertel het, hierdie gelykenis, wie's julle? Waar staan julle en wat gaan julle doen hieromtrent? Weet, en as Jesus hierso praat, dan wys hy vir ons ons moet dit noem vir mekaar, want ons almal ken die tradisionele sondes. Ons ken die verlore mense. Ons weet die dronkgatte en die syplappe en die mense ons weet hoe lyk hulle. Maar baie keer in ons manier van groot word, mis ons die tradisionele manier van dink, soos wat die fariseërs op die oomblik hierso dink. En dis hoekom ons vanoggend vir mekaar net moet uitwys dat Jesus wys eintlik die ouer broer se harte
in die samelewing vir ons uit. En as jy dalk vandag hier so sit en jy hoor wat ons nou gaan noem, dan klop dit dalk iets in jou hart en jy sê, o God, ek moet iets doen. Iets is nie reg hier binne nie. Want die ouer tipe broer is gewoonlik is mense wat eintlik maar altyd kwaad is vir alles. Ja, as iets gebeur, dan is hulle kwaad. En stel dit op, ek lewe 'n goeie lewe vir u Vader, en daarom verdien ek 'n goeie lewe. En die oomblik wat dinge dan nou begin nie loop soos jy wil nie, dan raak ons kwaad vir God en vir mense. Dis mense wat altyd kwaad is. Maar dis ook mense wat hoogmoedig is of meerderwaardig is. Ouer broers tipe mense baseer hulle gevoelens of hoe hulle dinge sien, hulle hoogmoed op dat, maar ons werk harder. Ons is meer moreel. Ons gaan kerk toe. Ons gee 10de. Ons doen goeie dade. Ons staan op vir die reg en geregtigheid in die samelewing en daarom, omdat ons hierdie goeie lewe probeer lei, kyk ons neer op ander wat dit nie doen nie. Ja, so jy dink jy's beter as ander. Hierdie ene ouer broertipes, vir hulle is werk vir die Here is werk. Ek soos 'n slaaf vir pa gewerk. Nee, it's all duty and no beauty. Ja, daar's nie 'n vreugde in nie. Is nie 'n voorreg om by die Vader te wees en in sy dienswerk te wees, in sy koninkryk te wees en te sê, ag Vader, gebruik my, stuur my, dis 'n vreugde om vir U te doen nie. Nee, dis hulle voel dis 'n werk. En hy sloof hom af. Want hy wil eintlik, maar soos die jonger broer. Hoor gou mooi. Soos die jonger broer wat gesê het, ek wil nie vir jou hê nie, pa, ek wil jou goed hê. Die ouer broer dieselfde mentaliteit. Eintlik soek ek nie u nie. Ek soek u goed. Ek soek die voordele wat daarin is as ek by my pa bly. Wat eintlik selfsugtig is. En daar's hierdie mooi storie, kinders, julle gaan hierdie geniet. Want dit pas so mooi in oor hierdie punt. Net om die hart te wys van dit wat aan die gang is in ons eie lewe, maar ook in die fariseërs en die skrifgeleerdes se lewe. Maar hulle sê daar was 'n tuinier en hy het die grootste, beste wortel gegroei wat hy kon. En hy het besluit om hierdie wortel, dit is net 'n storie om iets te verduidelik. Hy het besluit om hierdie wortel vir die koning te neem as 'n teken van sy respek en liefde vir die koning. Okay, so hy het 'n groot wortel, hier vat hy hom, gaan na die koning toe. Sê koning, ek het soveel respek vir u, ek het soveel eer vir u. Aanvaar asseblief my wortel. En die koning is verbaas en hy gee vir die tuinier as gevolg van dit toe nou 'n stuk grond en te sê, hey, jy doen so goed met wortels, plant sommer vir my ook wortels en boer dit vir my. Een van die koning se amptenare hoor dit en hy dink by homself, maar Jessie, as hierdie ou 'n stuk grond kry vir 'n wortel, wat kan ek kry as ek iets beters vir die Here vat? En hy besluit net daar en dan, hy is 'n ou wat met stoetperde, boer, Arabiese stoetperde, hy gaan sy beste perd vir die koning vat. En die volgende dag kom hy by die koning en hy sê, koning, ja, ek wil jou net eer. Ek wil net vir jou sê, ek ag jou hoog en ek wil graag vir jou hierdie geskenk gee, hierdie pragtige perd wil ek vir jou gee. Maar die koning ken die amptenaar se hart. En hy sê vir hom, maar baie dankie. En die amptenaar gaan weg, hy het niks gekry nie. Hy is kwaad hierdie amptenaar en die koning tel dit op en hy roep hom terug en hy sê vir hom, kom as jy kwaad. Hy sê, wel, hierdie ou bring 'n wortel vir jou, kry 'n stuk grond, ek bring 'n Arabiese spog, hings vir jou en ek kry niks. Hy sê, ja, maar jy moet onthou, hy ou met die wortel, hy het die wortel vir my gegee. Jy het die perd vir jouself gegee. Menende, hy wil nie eintlik die koning eer nie. Hy wil iets by die koning kry. En dit wat baie keer in godsdiens gebeur. Ons wil net die Here glo, ons wil net sy dinge doen om ons kaartjie gestamp te kry sodat ons kan hemel toe gaan en dat ons daar lekker kan wees. Maar dit gaan nie eintlik oor die Vader om ek gaan na my pa toe, ek gaan my pa wees. Dit ontsluit baie keer in godsdienstige mense se harte. En ek dink dit is wat
wat hier ook vir ons uit hierdie gelykenis wil uitwys, en hy sinspeel op die fariseërs en oor die ouer tipe mense in ons samelewing en kerke baie keer. So opgesom, kan ons dan sê oor hierdie twee tonele dat beide die seuns is verlore. Die verlore seun is verlore, maar die ouer broer is ook verlore, want buite die fees. En jy wil in die fees wees. En dan sien ons die jonger broer is in die fees, maar die ouer broer het buite gebly staan. En dit is 'n groot stuk ironie. In beide gevalle wou die seuns net die vader se goed hê, maar nie hulle wou die goed van die vader hê, maar nie die God van dinge hê nie. Hulle wou die vader se dinge hê, maar nie vir God self nie. In beide gevalle verdra die vader skaamte. Julle grootskaalse skaamte. Om te sê, ek hardloop, ek bind my rok op, ek hardloop. Ek gaan jou omhels, gaan jou inbring. Vir die ouer seun sê hy, my kind, jy praat so met my, maar kom in. Jou broer was verlore, kom ons weer saam bly. Nee, hy wil dit nie doen. Ons sê nou genoem dat die vader gaan uit na beide van hierdie seuns. Wat vir ons wys, God het 'n hart vir aan die een kant verlore mense, maar ook vir die hoogmoedige mense, die ouer broer tipes. Hy wil beide hê, maar beide moet kom met 'n hart vol ootmoed en berou. Dis die ouens wat by die Vader kan wees. En dit druk ons by toneel 3 kortliks. Jy het kortliks hieroor. Weet jy, ons sien die idee van 'n vader, en ek dink dis waar baie mense as 'n bietjie van 'n pastorale angle kan inkom hierso. Is baie mense sien 'n vader as iemand wat hulle dalk seer gemaak het in die verlede, wat jou afpers, wat jou emosioneel boelie, wat jou slaan aan die ander hand, iemand wat se dag en nag praatjies nie dieselfde is nie. So mense verstaan dat wanneer ons baie keer van die Vader praat, dat ons menslike beeld daarvan is 'n bietjie skeef getrek. Maar dis wat Christus hierso doen, as hy sê, kyk na my Vader. Nee, jy moet my Vader, kyk sy liefde. Al het die seuns sy gesig teruggegooi en die jongste seun sy goed vermors, het die Vader hom nog die hele tyd lief gehad. Nee, daai taal soos my seun, nee. En dit herinner aan 1 Johannes 4 vers 10. Dis nie dat ons die Here lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het, nee. Dis sy hart. Dis sy hart vir jou wat vandag hier so sit. Hy het vir ons kom wys dat die ouer broer moes eintlik gesê het, pa, weet wel wat, ek weet ons jonger broer is verlore. Ons het gehoor hy sit in sak en as. Ek sal gaan en hom gaan haal. Maar hy het nie. En dan onmiddellik dan as ons hierdie storie hoor ons agterkop en dan sê ons maar ons soek so ouer broer. Ons soek so een wat uitkom en ons kom haal. En dan tel ons op dat dit wel gebeur. Dit maak dat ons verlang na 'n ouer broer en sy naam is Jesus Christus, wat sy hemelse paleis verlaat het om ons te kom soek en te red die wat verlore is, die wat besef hulle is verlore. Nee, die Vader het die seuns teruggebring in die familie. En hoor hier is seker die mooiste ding. Hy het hom teruggebring in die familie. Die jongste seun kon dit nie doen nie, maar hy het hom ingebring in die familie met die wete dat die ouer seun die prys gaan betaal. Want dan gaan hy sy erfporsie moet deel. En dis presies wat ons het in Jesus Christus, ons ouer broer. Die een wat aan die kruis kom sterf het vir ons, en die skaamte van die kruis, net soos wat die Vader die skaamte gevat het Jesus in jou plek die skaamte gevat, sodat jy herstel kan word en ingetrek kan word in die familie in van God, omdat jy met 'n stikkende hart by die Vader aankom en sê, Vader, ek weet, ek kan niks uit myself doen nie, maar U het alles in my plek gedoen en ek omhels U in geloof, en dit is wat die Here wil nodig hê. Dis daai tipe hart, my liewe broertjie en sussie, wat die Here nodig het. Ja, die prys betaal. So jy moet weet vandag, al loop jy weg, al het jy moord gepleeg, of gesteel, of jy het 'n rebel geword, of jy word kwaad vir die Here, of jy beledig hom, of vloek hom, of verwerp hom, vergewe hy 'n hart wat terugkeer. Hy vergewe 'n hart wat terugkeer. Sy genade is groter as enige sonde. En dit is wie my Vader is. So prakties. Net hieroor, net 'n paar dinge. Hoe verander 'n mens nou? Hoe verander, as jy nou hier sit vandag en jy sê, jonger boetie, of, ek
ek's bietjie soms sy ouer boetie. Ek raak sommer vinnig kwaad vir die Here as iets skeefloop of ek dink ek's beter as ander omdat ek sulke goeie werke doen, nê. As jy net vanoggend hier so sit, hoe verander jy om weg te kom van hierdie ouer broer en jongste broer mentaliteit? Ek dink dis hoekom ons so gereeld by mekaar kom om vir mekaar te herinner dat daar is 'n prys betaal wat dit gekos het om jou terug te kry. En gedeeltes soos hierdie waar die Vader uitgaan en sê, "Ey, kom uit terug. My kind, daai taal is die taal wat ouer broer en jonger broer harte moet laat smelt." En dis hoekom ons dit vir mekaar sê. En weet dat Jesus het as Jesus gekom het om te soek en te red wat verlore is. Gemeente, dit moet op ons agendas wees. Dit moet op ons harte wees. As daar staan, ons moet vernuwe na Jesus Christus se beeld en ons moet aan sy beeld gelyk word, dan is dit ingesluit hoe hy voel en mense sien. En die derde praktiese ding wat ons hierso moet sê is, ons het nodig dan daarom, as dit nou ons hart gesmelt het, hierdie pragtige wete van hierdie Vader wat uithardloop en bereid is om die skaamte op hom te vat, en Jesus wat die skaamte op hom gevat het, as dit ons gesmelt het, nou begin ons 'n hart kweek vir verlorenes. En hoe begin mens 'n hart kweek vir verlorenes? Nommer 1, wees eerlik oor hoe jy voel en hoe jy dink oor ander mense. Dit wat jy raak sien in die samelewing. Dalk is dit 'n ras issue, 'n klas issue, 'n geslag issue, 'n sosiale issue wat jy sê, maar dink ek's beter as hierdie persoon omdat. En dan die volgende ding is, dit wat die verlore seun vir ons so mooi wys is, hy het bekeer en bely. Kyk hier, kyk wie is ek? Ek is 'n verlore mens. Ek gaan na my Vader toe gaan. Ek gaan in ritme kom met sy hartklop vir mense. So bekeer en bely. En dan begin ons bid, Vader, breek my hart vir verlorenes. Dat ek met u oë kan raak sien. Vra die Here om ons oë oop te maak sodat ons mense sal sien soos wat hy hulle sien. En dit is eintlik baie prakties. Want as jy dink aan, as jy in 'n huwelik is byvoorbeeld en jou vrou of man jaag aan om met een of ander iets of jy's kwaad vir haar, dan en ons terugkom en ons sê, "Maar ek is jammer hieroor." Nee, wat doen die Vader? Hy trek ons weer in. Nee, ons moet regtig God se hartklop en ritme oor hierdie ding verstaan, om dit so prakties neer te sit in ons gesinne, in ons vriendekringe, by die werk, waar ons sommer net rondry, by Tygervallei. As ons God se in ritme kom met sy hartklop, sal ons mense sien soos wat hy hulle sien. En spandeer tyd met die Here, sodat sy hart teen jou hart afsmeer. Dat dit net spoel deur jou, soos wat jy die woord lees, soos wat jy hom aanbid, soos wat jy sing, soos wat jy net na die Here toe kom. En dan die laaste praktiese ding is, spandeer tyd saam met ander wat 'n hart het vir verlorenes, sodat dit ook op jou afsmeer. En ek, broer en suster, ek het nie eers 'n slot geskryf hierson nie, maar ek wil net vir jou sê vanoggend, wil ons vir mekaar eintlik sê wat die woord sê, en dit is, God het 'n geweldige groot hart. Dis hoekom hy gekom het. Sonde het al stikkend gemaak, en ek en jy het nou die tools in die hande om te sê, maar Vader, ek hoor die hart, en ek sien hierdie mense, en hoe wil jy moet ek hierdie mense raak sien, en wat moet ek doen daaromtrent? Wat moet ek myself verander? Dalk is jy 'n ouer broer, dalk is jy 'n jonger broer, wat vandag hier sou sit en sê, "Jesus, ek het nodig om na die pa toe te gaan. Ek moet na my pa toe gaan." Jy gaan nie spyt wees nie. Lied 510, vers 1, 2, 3 en 4 is 'n lied wat hierdie hele toneel net so mooi beskryf. En kom ons sing dit, terwyl ons so sit, tot eer van die Here, en dan gaan ek vir ons, of dan gaan ons daarna saam bid, as jy hierdie lied klaar gesing het, so in jou denke hieroor, in jou saam sing, sê, Vader, ek hoor die hart, en ek sien die genade wat so onbeskryflik groot aan my bewys is.
en maak dit deel van jouself en kom ons kom in ritme met God se hartklop vir mense. Dankie Karika. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U Seun ons ingebring het in die Vaderhuis. Vader, mag hierdie wete elkeen van ons se hart stikkend smelt. Al daai hoogmoed, al daai kwaad, al daai buite staan. En mag ons met vreugde, Vader, U dien, in die huis wees, deelneem aan die fees wat U vir verlorenes voorberei het. Vader, mag dit ons hele siening oor U verander, oor mense, oor gemeentelede, oor my man, oor my vrou, oor ons kinders, oor my vriende, oor die skool, Vader, oor mense wat in winkels werk, oor mense wat 'n ander kleur is as ons, oor mense wat 'n ander ras as ons is, of kultuur. U het ons ingebring. Ag Here, dankie dat U ons vanoggend weer daaraan kom herinner het en mag die praktiese hiervan, mag dit regtig deurspoel in ons hele lewe. En ons kom bid vanoggend, Vader, dat U ons harte, ons gemeente se hart sal kom breek vir verlore mense. Sodat verlore mense, Vader, wat U nie ken nie, ook sal kan sing, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. En dat hulle op hulle beurt weer, Vader, ook U hart sal deel vir mense. Mag dit 'n teken wees van ons gemeente oor hoe ons ander mense sien, Vader, hoe ons onsself sien. En mag ons die uitstap vandag as mense wat se gedagtes verander is
omdat ons hierdie nuwe lewe in Jesus Christus het en reeds deel het aan die fees wat vir ons voorlê ook Vader in sy volkomendheid as U terugkom. Dankie vir U liefde vir ons Vader, elkeen van ons. Wat 'n voorreg om U te ken. Wat 'n voorreg om te sien hoe U na ons toe uitkom. Hoe U die hemelse paleis verlaat het om ons wat verlore is te kom soek en te red. Aan U kom toe die eer en die lof en die dank en die aanbidding van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, ons liefdesgawes vir oggend gaan vir die diakonale kas en dan vir die kerklike tydskrifte en jy weet jy kan dit met kontant doen of EFT of Zapper. As jy uitstap kan jy die kontant doen en ons gaan nou afsluit met lied 203. Ons het nou weer 'n loflied sing wat ook aansluit by dit wat ons heel oggend al vir mekaar gesê het. En kom ons doen dit tot eer van die Here. Ons gaan vers 1 en 2 sing en dan kan jy sien hoe die Here U seën en uitstuur. En dan vers 3 in plek van die amen. Kom ons staan en maak ons die Here se naam groot. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen. Liewe gemeente, kom ons gee kans om net bietjie 'n paar dinge te kommunikeer met mekaar. Almal het gesê dit gaan nie lank wees nie. En net vinnig die bord, Philip asseblief, net herinner die van u wat vuurtjie boksies gebring het vir die Zambië Bybelplasing. Onthou, daai boksies hier buite, is 'n swart boks waarop staan die Bybel. Gooi jou vuurtjies daarin en as jy as soos my seun gesê het, as daar nie genoeg geld inpas nie, dan EFT. Nee, dan ons vorder fliks. Ek het maandag gehoor ons is al op 33,000, nee. So alle eer aan die Here. Maar kom ons maak daai nog vol dat ons regtig 'n seën kan wees ook vir ons broers en susters in Zambië wat nie Bybels kan hê nie. Kom ons gee vir Marie eerste kans. En dis 'n goeie plan. Dankie Bram. Kom ons gee vir die kateksasie kinders kans om nou uit te beweeg. En as jy bo 18 is en jy gaan nou uit en as jy nie kateksasie gee nie, is jy besig om te jok, né? So jy bly sit. Dankie. Is hy aan? Ek
Ek weet nog nie, is hy nou aan? Ek wil net vir Matt vra, ek het vir jou 'n prentjie gegee om op die bord te sit as jy hom kan kry. So omhels, daar is hy. Goed, ek gee net bietjie meer inligting oor die woord en klank. Dis nou eerskomende Saterdag. En daai prentjie wat ek nou op die bord gesit het, vat eintlik alles wat Saterdag gaan gebeur baie mooi saam. Want die tema is wie is God en wie is ek? En as ons nou kyk daar na die lewende woord, goed, ek gaan nie nou verder daaroor sê nie, dit gaan ons Saterdag sê, maar dit is die tema. Die doel daarvan is om die lewende teenwoordigheid van die Here in ons mense se detail raak te sien. Dis die doel van die hele oggend. En hoe gaan ons dit doen? Ek gaan julle op 'n reis neem van momente in my storie waar ek die Here se lewende teenwoordigheid so ervaar het. En ek het dit, omdat die Here my 'n woordemens gemaak het, het ek dit neergepen, letterlik, gedigte daaroor geskryf. En hierdie gedigte gaan voorgelees word, daar gaan dit gaan gesing word, daar gaan agtergrondbegeleiding wees, ons gaan na video's kyk, mooi video's, musiek luister, en dan baie belangrik is die samesang, die deelname. So dit gaan nie 'n monoloog wees, net 'n praat, ek praat nie. Dis 'n deelname waar ons deel in hierdie lewende Here se teenwoordigheid in ons detail. Dan, waar gebeur dit? Hier in die kerkgebou. Terwille van al die hulpmiddels wat naby is, die klank is lekker, en daar's nog plek beskikbaar. En nou by aansluiting by wat Reinhold gesê het, bring vreemdes saam, bring enige iemand saam, hoe hulle lyk, watter verlore seun, ek haak nou sommer aan Reinhold se preek, laat weet maar net vir Annelies, terwille van haar reëlings. En by dit, wie kan kom, enige iemand, oud en jonk. Die kinders is nou uit die kerk uit, maar selfs as hulle 'n breek wil vat, as hulle besig is met die eksamen, ek weet nie, ek is nie heeltemal op hoogte van eksamentye nie, maar kinders is ook welkom, enige iemand is welkom, en dit kos jou niks, kom net soos wat jy is. Dan die tyd, dit is 9:30, kom 9:30 hier na die kerk toe, daar sal ietsie lekkers wees om te eet, en dan is die program so uur en 'n half maksimum. Dan gaan ons weer ietsie gee om te eet en lekker saam kuier. Ek weet daar staan tot 1:00, dit is vir die wat nog langer wil kuier, so dit is 9:30 begin ons. Dan laaste opmerking. Ek is ontsettend opgewonde oor ons lewende Here. Ek wil aansluit by Reinder se hemelvaart boodskap van donderdag aand. Ek het hierdie groot blydskap oor ons lewende Here, wat so betrokke is in ons persoonlike detail. En ek is verskriklik opgewonde om dit met geloofsvriende te kan deel, om hierdie geleentheid te kan hê, om dit te kan deel. Dankie. Dankie, Marie. Ek wil vir Ria, daar sê Ria. Ria is een van ons diakonesse en baie te doen met ons hulp na buite. En hier is die mikrofoon net hierso. Wiekie sal hom vir jou gee. En Ria, gee dit so 'n bietjie terugvoer vir ons oor wat daar in die gang is. Dankie, Ria. Okay, baie dankie. Ek is nou nie ou van woorde nie, maar Marie, baie dankie vir jou gawe, hoe jy ook vir ons help om die Here te dien. Nou, jy net gevra, ek moet vinnig gou terugvoer gee oor die diakonale uitreik na mense in nood buite die gemeente. En 'n paar weke gelede het 'n verwoestende brand 9 gesinne in die plakkerkamp waar ons werk totaal van alles gestroop. In enkele minute is hulle hele bestaan vernietig. Mense het verskrik rondgestaan. Waar daar voorheen eenvoudige sinkstrukture gestaan het, was daar nou net swart grond en gesmelte plastiek. Mense het nie geweet waarheen nie. Dankie Reinhold dat jy daar was. Ek kon nou nie hou nie. Goed,
Ek wil eintlik die gemeente net bedank vir julle opregte omgee en ondersteuning. Nadat die huise van verskeie van hierdie mense afgebrand het. Julle gebede, julle bydrae en betrokkenheid het ware hoop en troos gebring in 'n tyd van groot verlies. Ag, dankie vir die kombers en die klere wat so vinnig ingekom het en dankie vir Henny en Reinhold wat hierdie ook georganiseer het. Nou, hoe staan ons hierdie mense op 'n sinvolle manier by om weer hulle lewens op te bou? Nou, dit is nogal 'n proses en mens moet maar baie geduldig wees. Dankie Reinhold wat jy iemand gaan soek het om vir ons die area van die skuilings weer gelyk te maak. Nou ken hy nog iemand wat kan help. Dankie. Dankie vir die ready mix wat jy vir ons gaan soek het. En waarmee ons dan die fondasie van hierdie mense se skuilings gaan bou. Anders gaan die reën maar net weer alles verwoes. Dankie vir die lidmate wat al fondse oorbetaal het vir die herbou van die skuilings, die skenkings van die lidmate. Ek weet nie wie dit is nie, persoonlik nie. So, mense wil so graag persoonlik bedank, maar baie dankie ook. En dan oom Chris se seun Chart wat vir ons ingekom het en planne opgetrek het vir die herbou van die skuilings. Vir die geld van die diakonie vir kos, medisyne, noodvoorrade waar nodig. Daar's een baba en baie klein kindertjies. En die koue doen hulle maar nou niks goed nie. Ook dankie vir die diakonie wat op 'n weeklike basis vir ons geld gee om te skenk vir 'n NGO wat 1 keer 'n week vir hierdie mense 'n warm bord kos maak. Baie dankie aan oom Chris. Ek weet nie of hy is, toe oom Chris hier vandag. Hy is so siek. Ja, ek lyk nie so nie. Vir die weeklikse Bybelstudies wat hy aanbied vir die mense. Sonder 'n geestelike opbou kan ons maar niks doen nie. Dit is dan alles verniet. Ek het Bybelstudie gegee vir die mense, maar toe hy eendag saam met my kom, toe sê hy, nee wat, hy sal dit nou doen van nou af. Ek so baie verheug daaroor. En dan ook, dankie vir Jakobus, wat saam met dominee Chris Sondag na die mense toe gaan. Dankie ook vir jou tyd, Jakobus. Ag, en dan wil ek net sommer sê, dankie vir Gerda Wierenga, wat die kinders help na skool om hulle huiswerk te doen daar. Die nood is so groot en Gerda is so 'n wonderlike mens. Gerda, waar is jy? Baie dankie ook vir jou tyd en jou liefde en jou omgee vir die mense en daar is 'n geweldige groot, ons moet kinders wegwys. So as daar enige iemand is wat ons kan help, praat net asseblief met Gerda. Nou die inwoners sal nou baie vinnig, binnekort nie baie vinnig, binnekort die fondasies gooi, ek kan nie daai woord sê nie, om hulle skuilings te begin herbou en dankie vir Afrimat vir julle ready mix hiervoor. Ons vra ook graag voorgesette hulp. Die nood is steeds groot en daar is 'n behoefte aan boumateriaal en fondse om weer 'n dak oor die mense se koppe te kry. Nou, daar's niks fancy nie. Dis maar net 'n basiese boumateriaal. En om weer hulle te laat veilig voel, want dit is tog maar die basiese behoefte van mense om veilig te voel. En die mense kan sien, die kinders is nie veilig nie. Daar's ongelooflike trauma in die gemeenskap en hulle het nie regtig iemand wat hulle help daarmee nie. As hulle praat oor hierdie ongelooflike ding wat met hulle gebeur het, dan kan mens sien dat hulle dit nog nie verwerk het nie. En ons is baie dankie, as diakonietjie sê ons baie dankie vir die goedheid en guns. En alle eer kom aan die Here. Maar ek moet vir julle nou eers dankie sê vir gisteroggend se uitreik by die biblioteek van Kraaifontein waar ons jong diakens en ons jong GF's, die laerskoolkinders, so 20 laerskoolkinders besig gehou het en vir hulle die evangelie oopgebreek het en ek wil regtig hê hulle moet opstaan. Marilee, waar is jy? Marilee en jou
en jou mense wat vir jou gehelp het, ag nee, julle moet nou nie skaam wees nie, maar baie dankie Marilie vir jou ongelooflike gawe om kinders so ongelooflik besig te hou en hulle het vir al geluister, gewoonlik luister nie so goed nie, hulle het vir jou geluister en baie dankie ook vir die ander wat vir haar gehelp het. Dit was vir ons regtig iets lekkers en ek het kon sien, dit het vir julle ook iets beteken en ons hoop maar, dis die begin van groot dinge. Baie dankie julle. Dankie Ria, en dan oom Dou, net kortliks, waar is oom Dou? Hier is die microfoon hierso, terwyl oom Dou vorentoe kom, daar's, soos Ria gesê, baie groot nood daarso, en dankie, ja, van almal se kant af, vir alles wat ons gemeente, ook vir daai gemeenskap doen, en Ria vir jou spesifiek ook. Oom Dou, laaste maar nie die minste nie. Kan julle my hoor? Ek staan net hier om vandag te sê baie dankie vir die ondersteuning met die kermis by Huis Boland, Residentia Boland. Ons het so R28.000 geïn, dit was 'n baie nat dag. Ten spyte daarvan het dit goed gegaan. Ons wend hierdie geld aan hoofsaaklik vir 'n nuwe doel. Daar is nie meer iets soos 'n ouerhuis nie, dit bestaan nie. Dis lewenstylsentrums, dis wat dit is, dis wat ons daarvan maak, want of jy nou glo of nie, daar is 'n spesiale lewenstyl wat bejaardes het. Dis hulle huis, julle moet hulle besoek en agterkom hoe hulle lewe. Julle sal verbaas wees wat julle daar sal vind. En dan het ons nou die nuwe dementia huis wat ons daar het. Hy is reeds vol. Ons het die huis aangekoop, ons het hom skep. Hy is klaar, vol. Dis 'n hele nuwe beweging, want mens kry mense wat so ver gevorder is, dat net binne in 'n kamer lê en niks doen nie. Maar as mense 'n bietjie sonskyn kry, buite kan kom, dit help werklik. Mense weet nie wat onder die troebelwater is as jy met die mense praat nie. Jy weet nie wat hulle inneem nie, maar ek kan jy verseker, jy kan op hulle gesigsuitdrukking sien, as hulle daar is, hulle kan buite kan, hulle kan in die son gaan, hulle speel met 'n bal. Die wat nie kan saamspeel, die klap hande. So, maar dit is aandoenlik om dit te sien, en dankie vir julle voortgesette ondersteuning, ons waardeer dit, en dankie ook aan ons Hemelse Vader, dat hy ons in die posisie stel, dat Residentia dit kan doen. Ons het 12 ouerhuise gehad, wat nou lewenstylsentrums is landwyd, en ons is besig. Baie dankie vir julle ondersteuning.